Hallo en welkom hier so by Farm Spice. Ons is saam met Ecoswil vandag in die Kaap, maar ons praat nie oor die Kaap so goed nie. Dani is daar so van Naboomspruit se wêreld af, nê. Nee, Limpopo, nê. Ja, Limpopo, nie Mpumalanga nie, Limpopo. Okay, right. Okay, so groentes, daai tipe van goed. Kan jy Ecoswil op dit gebruik? Hoe werk die goed? Hierdie ouens is al 20 jaar in die game wat hulle die goed te doen. Ek praat met Dani, my meer vertel, hoe gaan hulle vir jou waarde toevoeg? Spesifiek op daai gewasse. Dani, hoe lyk dit? Goed en self. Nee wat, doodstil, rustig. Lekker. Okay, sê gou vir my, jy is daar van die noorde af, ons het mekaar nou hier onder kom kry saam hier op die Ecoswil Boeredag. Ons is nou staan net hier tussen die drywe, maar dis nou nie jou game as sulks wat jy doen nie. Jy's meer aan die groente kant van Ecoswil daar in die noorde van die land. Verduidelik my vinnig, wat is Ecoswil en wat is dit so plus minus wat julle doen? Ja, so ons werk maar daar in die noorde, daar in Limpopo. Yes. Wat ons werk. Ons is 'n biologiese maatskappy wat ons probeer om jou opbrengs so vrugtevol as moontlik te hê, wat vir jou so min as moontlik kos, maar nog steeds vir dieselfde randwaarde per hektaar op die einde van die dag uitbring. Almal kom altyd by my en dan sit van, yes, okay, jy gaan nou soveel ton meer kry, of die, of daai, of wat, bla bla bla, die hele lot. Ek weet, julle is nou so 20 jaar al in die game, maar wat is van die goed wat julle dan nou gesien het, wat jou ander waarde toevoegings is, boonbehalwe net jou, noem dit nou maar jou opbrengs of verlaagde insetkostes of so? So, daar's baie voordele, party kan nie kwantifiseer nie. Ja. Jou algemene gesondheid van jou plante is oor die algemeen beter. Daarmee saam kom daar dan jou insekdruk is laer. Jou kwaliteit vir jou vrugte is beter. Jou rakhou vermoë is beter. Jy kan jou goed langer hou voordat jy dit verkoop. Al daai tipe van goed. En ek weet op die groentes baie keer sit jy met 'n ding van dat die ouens moet baie keer kom oes. Help dit laat ek dalk minder kere hoef te oes. Ek weet julle doen tomaties ook en daai goeters, help dit daarvoor? Ons het nou 'n boer wat op die program is wat op tomaties is. Ja. Nou jy kan duidelik sien die 3 sette wat hy het. Gewoonlik het jy 'n tomatie wat jy van onderaf tot bo pluk. En nou hierdie keer het is die eerste keer wat ek gesien het, basies jou eerste set wat jy skoon pluk, dan pluk jy jou tweede set en dan jou derde set. So daai eenvormigheid is baie beter met die Ecoswil program, die Ecodelta program as wat jy chemies. Die tee wat ons al 4-5 jaar terug gedoen het en ons kom net nie aan die begin, ons kom net nie opgestart met dit nie. En toe Dani my nou die geleentheid gebied in Ecoswil aan my voorgestel. Okay. En ja, ons het net die kans aangegryp, dadelik pompie gekoop alles en ons het begin tee gooi. My ander blokke het net bietjie te laat in die seisoen het hulle begin tee kry, maar hierdie blok waarby ons nou staan, hy het van die begin af gekry. Hy's deur erge hitte 3-4 weke. Hy het ekstreme uit reën gekry oor die 400 mm en die plante is nog hierso. Bemestingsgewys, ek bemest nou net omtrent 30% Okay, van die totale chemie. Ja. Ja, wat ek nou. So jou bemestingskoste neem ek aan is nou baie minder as saam met ons benadering as wat hy voorheen was. Ja, is baie af. Ek moet sê eintlik as jy dit vol sou vat wat chemie my sou gekos het, spaar ek nou seker 25%. Okay, minder koste. Ja, okay. minder koste, ja. Ja. En jou produksie en kwaliteit? Produksie, dit sal ons maar later sien, maar die hande is 5 tot 9 op 'n hand. Ek is baie verbaas oor die baie dubbelhande wat ons sien. Waar gewoonlik is 'n hand maar net 5-6 tomaties, nou gaan ek 12-13 bemarkbaar kry. Okay. Die dubbelhande. Tomatieblok, hy is so die laaste week van Julie is hy aangeplant. En ek het nou eers op die Ecoswil program met ons eers begin Oktober het ons begin toedien. Ja. En ja, gewoonlik hierdie tyd van die leeftyd van die plante, ek oes nou al 4 weke langer as met die vorige seisoene. Okay. So jy goed lewe langer Baie langer, ja. en meer langer produktief en dinge so. En tot die vruggrootte. Ek
ek se grootte die hele tyd hoor op. Ons gewoonlik smalls, net smalls nou gehad het, is dit medium smalls en dan slaan 'n klompie mediums ook deur. Okay. Ja, ek ben hier is hier en daar talente wat heeltemal uit is. En vrek is al. Maar ek meen oor die algemeen is die blok nog baie produktief. So lank gaan jy nog pluk hierso. Ja, ek beplan dan nog om so 3-4 weke hier te pluk. Okay. Kwaliteit, die markagente, ek het nou amper 'n nismark op die mark, daar's ouens wat net ons produk koop. As hulle van swak en die hou vermoë. Hou vermoë veral. Okay. Ja. En hulle het vleis, hulle is nie net sap nie. Okay, ja, dis een ding van die chemiese goed, nee. Hoe meer sout jy en dink sit meer water kry, nee. Ja. Ja. Okay. En insekprobleme en daai tipe van goede? Insekte, ons het tamatie het 'n ou maratuta altyd, maar ek moet sê die druk is bietjie minder. Okay. Hy is daar, maar is Okay. En jou uitgooi wat jy uitgooi normaalweg vir tomaties, hoe lyk jou uitgooi? Is dit minder? my uitskot die jaar, as ek in die verlede het ons, as jy 300 kratte pluk, het jy 20-25 weggegooi, ek gooi nou maar 6-7 kratte weg. So ek kry dan nou nog daai value uit ook, want ek weet wat die ouens op die drywe gesê het is dat hulle byvoorbeeld minder hoef te knip, soos wat hulle aangaan, so dis minder arbeidsintensief. Ja, jou bestuur om die produk toe te dien is dalk 'n bietjie meer, maar in terme van jou fisiese arbeid goed knip en daai tipe van goeders is dan beter. Verseker, dit maak dit baie makliker en jou kunsbestuurding is nie so van so groot storie nie. Dit is vloeibare produkte wat maklik deur 'n varkie stelsel of 'n vloeibare stelsel gepomp word. So dis nie veel meer moeite as om 'n konvensionele stelsel te volg. Dit wat die ouens op hierdie stadium doen nie, want kyk, hulle spoonfeed in elk geval mos baie van die van die kunsmis en daai tipe van goeders ook. Okay, so hoe maak ek wil nou hê julle moet kom kyk vir my, hoe loop daai proses as julle na my plaas toe kom? Sit julle saam met my, doen grondontledings of hoe werk die storie? As jy my kontak om te sê luister, kom keer vir my. En eerste is jy gee vir my 'n grondontleding. En dan analiseer ons dit. Ons kyk wat jou behoefte is om regstellings te doen. En dan doen jy dit om die balanse in die grond reg te kry. En dan volg jy 'n program van Eco Delta. En dan deur die loop van die seisoen kan ons ook grond- en blaarmonsters neem om na die status van die plant te kyk, om te kyk of hy genoeg in sy tank het om die oes vol te maak. En seker maak dat ons daai proses ordentlik gekickstart kry aan die onderkant. 100%. Uitstekend. Dani, dankie baie. Baie dankie. Okay, so dit is Dani Jansen van Vuren, hierso van Eco Soil. Okay, ek het net hier met 'n ander groenteboer ook gepraat, ongelooflike resultate wat hulle kry met die goeders, kwaliteit ensovoorts. As jy die groente game is, ek dink is iets om na te kyk. Klik die linkie bo of hier onder en dan kan jy met hulle in kontak kom, met hulle vir op die plaas kom kuier. En kyk wat se waarde kan hulle vir jou toevoeg. Ons almal weet ons wil meer winsgewend wees in die toekoms. Ek dink hierdie is dalk een om na te kyk. Soos ek sê, hulle is al 20 jaar in die game. So dis daarom nie een van daai fly-by-nights nie. So ja, kom met hulle in kontak en dat hulle vir jou kom waarde toevoeg op jou plaas. Dis hier van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.